Môre almal, wat ek nog nie môre gesê het nie, weet ek het 'n paar van julle gemis vanmôre. Waar is Johan? Dis Johan. Droom Johan. Dit was vanmôre met die drommelse salwing en daai laaste liedjie wat ons speel, het ek so Vader se hartklop gehoor. Ek het genuen Vader se hartklop gevoel met ons, en deel van die woord wat ek met julle wil bedien vanmôre gaan oor Vader se hartklop en dit wat hy vir jou het. Dit wat God kom om vir jou te gee, en dit wat ons al gemis het, julle. Daar's dinge wat ons gemis het, en ons praat vanmôre vroeg so van, wat is jou verwagting van God? Wat verwag jy? En God gaan nie vir jou gee wat jy van hom verwag. Jy het al dit agtergekom. As jy niks verwag nie, gaan jy niks kry nie. Maar as jy meer verwag van God, dan gaan hy vir jou gee. Ons het so 'n klein tegniese hietjie so tussen my en Chris. Hy gaan die slideshow daai kan doen, want hy wil nie werk hier van voor af nie. So, as ek dalk iets sê en hy is uit, is dit sy skuld. Net die jou Chris. Alle geruime tyd lang praat Vader met my oor, wat doen ons? Waar is ons? Wat is, het jy al 'n bietjie gesit en dink, wat is jou doel? Jy al 'n bietjie daaraan gedink? Nie van, ja, jy moet werk, nie vir jou kos koop en klere koop, maar in die koninkryk van God, wat is die doel wat God vir jou het? En het jy al op 'n punt gekom waar jy gedink het, jy mis dit heeltemal? Jy hoor dit nie. Jy kom, het jy al na hierdie kerk toe gekom, en het Sondag hier gesit en gedink, maar ek moet nie hier wees nie. Dit is nog nie met julle gebeur nie. Julle kan maar praat, Willem sal nie kwaad wees, want julle is hier vandag. Want jy sien, Willem weet ook, dit gaan nie oor hom nie, dit gaan oor God. Maar dit gaan oor wat wil God hê, en God geef my hierdie woord van blom waar God jou geplant het, en ek kry hierdie prentjie, en dit was vir my so amazing om te sien dat hierdie blommetjie tussen daai 2 stukke hout uitgekom het, en groei, en 'n mooi blommetjie het. Is dit nie absoluut amazing, as jy toe op die internet gaan prentjies soek, is daar so baie prentjies van blommetjies wat op 'n treinspoor is. Ek ry nou die dag in hierdie lieflike dorp van ons, met al die potholes wat al net toegegroei het met die gate, en ek sien maar, het jy al gesien, dat daar in die middel van die teerpad, 'n saadjie geval het en 'n blommetjie opkom, die karre ry, daai blommetjie groei daar, want jy sien, God het hom daar geplant, en dis vandag, in jou lewe moet jy besef, wat hier is, waar jy sit vandag, dat God het jou hier geplant. En ek gaan dit met julle bewys, kom ons gaan aan. Ek het vir julle 'n foto daarop, om vir julle te wys, dat hierdie 2 prentjies wat julle sien, nou as julle na daai 2 kyk, sal julle sien, die ene aan die linkerkant, die groen ene, is die kleinste blommetjie op aarde. Daar is honderde blommetjies op daai persoon se vinger, wat daar is. Dit is die kleinste blommetjie wat daar is. Die een aan die regterkant is die grootste een wat daar is. Weet julle wat is daai een se naam? Die grootste een. Nee, hulle noem dit 'n corpse lily, die plain Engelse naam. Die blom is 6 voet groot. Ek is 6 voet. Nou daar's 2 variasies, jy kry aan die ene wat meer regop is, die ene is die een wat meer plat is, en hulle noem hom 'n corpse lily oor die spesifieke, oor sy reuk. So julle kan nou dink as iets na 'n corpse ruik hy nou nie lekker nie. Dit is ook die plant wat die meeste stink. Die blom ruik letterlik na dooie vleis. Dis van hy ruik.
So, om het vir julle daarin te sit. En hier kom die vraag, hoeveel verskillende soorte blomme is al genoteer op die aarde? Wie wil 'n kans vat? Nie vir my sê baie, geef my 'n getal. Waar trek julle? Is ons by 50.000, is dit te veel? Wie sê laer, wie sê hoër? Hoër, ok. Chris, jy mag antwoord nie, want jy weet wat sy antwoord is. Sê hom dan. Ok, ons is hoër as 50, 100.000? 200.000? 300.000? Nee, is nie so baie nie, is minder. 369.400 verskillende soorte blomme wat daar is. En toe ek lees, toe besef ek dat soos ons mense, soos God beplan het om soveel blomme te hê, so is ons spesiaal. Want jy sien, ergens in die 369.000 gaan jy inval. Jy gaan inval en baie keer dan, as mans ons oor blomme praat, dan dink ander mans, yes, hier is 'n bietjie weird, want maar as 'n blom vir jou, man, mevrou, ma, kind, dogter, daar's vir elke een 'n blommetjie. Ek kyk nou die dag in, ek dink dit was in Namibië, waar het so baie gereën het, en toe wys hulle daar lelies, hulle sê dit in 7 jaar nog nooit geblom nie. Dis die eerste keer hierdie jaar met die reën, in 7 jaar wat hulle geblom het. En ek besef nie, groot is God. Om te sê, weet jy wat, maak, daar's vir jou 'n blom, jy is spesiaal. Jasper, jy is spesiaal. Elke een van ons wat hier is spesiaal in God se oë, soos wat hy die tyd uitgekoop het om hierdie blomme te maak. So het hy gekom en hy het 'n spesiale plek vir jou. Jesaja 49 vers 1 kom Jesaja en hy praat self. Hy sê die Here het my geroep. In my moeders van my moeders skoot af. Van my geboorte af het hy my naam genoem. God het geweet wie jy is toe jy nog in jou moeders skoot was. Is dit nie pragtig nie? Hy gaan verder daar in Jesaja 16 sê God het sy naam in sy handpalm gegraveer. As God na sy hand kyk, dan weet hy wie jy is. Met jou naam is God se handpalm. Jy is nie sommer maar net per toeval gebou en dit het sommer uit die lug uitgeval nie. God het 'n doel en 'n plan en 'n plek waar jy moet wees. Kolossense 7 vers 17 maar elke een moet wandel soos wat God hom toebedeel het. Soos die Here elke een geroep het. God het jou geroep. Soos wat ons gesien het in Jesaja. God het jou by jou naam geroep. Hy het jou by jou naam geroep en God het elke een toebedeel. Nie sommiges van ons nie, nie net partymense nie. Hy het elke een geroep om vir hom iets te kan doen. Elke een. Elke een. Galasiërs 6 vers 9 gaan verder, hy sê, en laat ons nie moeg word om goed te doen nie. Laat ons nie moeg word nie. Want dis wat ek net jou vir julle gesê het, partykeer kom ons op 'n punt waar ons voel, maar ons is bietjie moeg. Dan sê hy, moenie ophou nie. Moenie ophou om moeg te doen nie, want op die regte tyd,
sal jy die oes kry. Op God se tyd. Want jy sien, ons doen baie keer goed, en dan kom ons op 'n punt, waar ons moeg raak, en dan sê ons, maar dit is nie die moeite werd nie. Weet jy nou wat nie? Dalk was dit nie vir my nie. Mense, ek dink as jy met Willem en Lea al gepraat het, wat nou vir 100 jaar in die bediening is, sal jy weet, hulle gaan vir julle sê, dat daar sal 100 mense wat opgegee het. Mense raak moeg, en hulle wil nie meer nie, en dan kom God, en hy sê, moenie moeg word nie. 1 Korintiërs 9 vers 24. Ek het so gelag laas week toe, Johannes nou nie hier vandag nie, Annie, het hy nogal hierdie skrifgie genoem, en dit is vir my so mooi. Ek sê woensdag aand, George hulle daar by ons was, deesdae as ek die woord lees, dan is dit asof die woord my in sulke lettergrepe oopgaan. Dis asof Vader partykeer net so een dingetjie wys, en dan stop die res van die sinnetjie, konsentreer eers op hierdie ding, en julle sal sien, ek het so hier en daar, dat ek dit in die rooi uitgehaal. Hy sê, weet julle nie, dat 'n atleet, wat aan 'n wedloop deelneem, wel almal hardloop, maar net een, kry die prys. Ek kyk gisteraan, ek weet nie of julle weet nie, met die atletiek byeenkoms wat daar nou is, die 4 dames van Suid-Afrika, wat die 4x100 meter gehardloop het, die beste Afrika tyd nog opgestel gister. As hulle is vandag in die finaal. As hulle wen nie, dink jy in Amerika en Jamaica en Engeland, en almal gaan saam met hulle daar bo staan op die podium waar die prys uitgedeel word. Nee. Net die wenner. Net die wenner kry dit. Hy sê verder, Paulus skryf verder, hy sê hardloop dan so, dat julle die prys kan wen. Paulus kom, hy sê, maar weet jy wat nie, daar's 'n prys vir julle ook. Daar's 'n prys vir julle ook. Hy sê, almal wat in die wedloop deelneem, ontsel hulle self van allerlei dinge. Ek het nou die dag vir die eerste keer gehoor, ek weet nie waarom of jy ook so was nie, jy mag nie die kosse eet nie, jy mag nie steak eet 5 dae voor die wedloop, en mag net 3 piesangs eet op die dag 2, en laaste dag mag jy net pasta eet, en is allerhande van goedjies wat hulle doen. Ons was een keer op 'n mannekamp, saam met 'n ou wat 'n bodybuilder was, daai ou eet 9 keer 'n dag, is net eierwitte en hoenderborsies en een of ander proteïen shake, ons braai en eet buns, en daai man is op proteïen shakes en egg whites. Maar hy is 'n week weg van kompetisie af. Nou kom Paulus sê, hy sê, maar dis wat die mense doen. Hy sê, julle ontsê julle self van allerlei dinge. Hy sê, julle doen dit om 'n verganklike kroon te kry. Jy doen dit om 'n medalje te kry, of 'n kroon te kry. Dit gaan vergaan. Dis wat Paulus sê. Hy sê, dis wat mense doen. Maar hoor wat sê hy verder. Hy sê, maar ons, as ons iets vir God doen, is dit 'n onverganklike kroon. Jy sien, daar is 'n ewige loon wat vir jou wag. Al is jou blommetjie geplant tussen daai hout, daar op die treinspoor, daar waar dit moeilik is. Ek weet nie wat jou omstandighede nie. As jou omstandighede hoe moeilik is, en God het jou daar geplant, en jou blommetjie is daar, dan sê jy gaan 'n onverganklike prys van God ontvang. Is dit nie absoluut amazing nie? Filippense 3 vers 13, hy sê, broers, ek verbeel my nie dat ek alles het nie, maar een ding doen ek maak my los van wat agter my is en strek my uit na wat voor my is. Paulus kom en hy sê, die bad goed wat, ek dink nie daar's een van ons wat hier vandag sit of staan, wat kan sê dat het nie slegte dinge gebeur in ons lewe. Maar Paulus kom, hy sê, maak jou los van dit, man. Maak jou los. Maak jou los. Maar hoe
seer in ons lewe. Dis my seer, en niemand gaan dit aanraak nie. Ek dink as jy met Lia praat oor berading, dink ek is een van die moeilikste goed, wat mense kan doen, is om daai seer agter te laat. Om van die seer ontslae te raak, om te sê, ja, ek wil nie meer hierdie seer nie. Jy het seer gekry, whatever in jou verlede gebeur het. Dit is nie lekker nie. Ek weet van mense wat vir 18, praat ek en Anel soos hoor van mense, 21 jaar later, die vrou loop nog steeds met die seer. Sy kan nie voor toe gaan nie. God het 'n doel, 'n plan met haar lewe, maar sy hou so vas in die seer, dat hulle God mis. Hoor ek sê vers 14 verder, ek span my in, om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal, waartoe God my geroep het in Jesus Christus. Wil jy hemelse prys sê, of wil jy aardse prys sê? Dis lekker baie keer as mense, ek onthou, die eerste dag toe ek Sassel se, dit was nog Sassel, so die loop in die klap, die 10 kilometer gedoen het. Eerst toe ek die dag klaar gemaakt het, onthou net, ek draf nie. Ek het 10 kilometer gestap. 10 kilometer gestap. Daar was een oom nie. Hy was om Jannie se ouderdom gewees nie. Ek het net so dat ek voor hom bly. Want ek het gesien, hy is die laaste. Dus ek het net voor hy hom bly nie. Maar dit het nie my gegaan oor waar klaar gemaakt het nie. Dit het vir my gegaan oor, ek het 10 kilometer gestap. Dit is die prys, hierdie, waar ons sit julle, om boeties en sissies te bedien, om mekaar te bedien, om God te dien, is 'n onverganklike prys. Daai prys is 'n hemelse prys, wat God vir ons gaan gee. 2 Kronieke 15, vers 7, wees julle dan sterk, en laat julle hande nie slap hou nie, want daar is 'n loon volgens julle werk. Daar is 'n loon volgens julle werk. Moenie moedeloos raak nie. As jy daai werk doen en jy voel baie keer, maar ek kry nie erkenning by mense nie, dan doen jy dit op die verkeerde tyd, die verkeerde plek en vir die verkeerde motief. Jou werk is nie vir mense nie. Jou werk wat jy doen, is vir God, om 'n ewige prys te kan kry. Hoor wat sê Job 17 vers 9, nogtans hou die regverdige vas aan sy weg, die wat rein van hande is, neem toe in krag. Ons moet sorg, dat ons rein hande het, ons moet ontslae raak van allerhande trek, wat ons op die verkeerde pad lei, dinge wat ons moet doen, wat nie van God af is nie. Jesaja 43, vers 18, sê wie eens, dink nie aan die vorige dinge nie, en slaan geen ag op wat vroeër gebeur het nie. Die is mense wat hier sit, wat vir 5, 10, 20 jaar die Here dien. Dit tel niks meer nie, Here. Dit wat ons gedoen het, is in die verlede. Ons moet uitstrek na die nuwe dinge. Hoor wat sê God? Hy sê, kyk, ek gaan niets doen. Ek gaan niets doen in jou lewe. Jou blommetjie het dalk al verdroog. Maar hoor wat sê God vanmôre? Hy sê, ek gaan vir jou 'n nuwe blommetjie gee. As dit dalk 'n roos is, of een van hierdie meerjarige plante, dan kom God, en hy sê, ek gaan ou lelike blare, gaan ek uitsny. Here, ons het hierdie jaar, ek dink in die 22 jaar, wat ek in Anel aan daai huis bly, is die eerste keer wat ons roosboom so geblom het, soos hierdie jaar. Hy hou net op. Was amazing. Dan breek hy die ou knoppe af, dan kom hy net nuus, en hy hou net aan blom. En dit was so amazing om te besef, toe ek hierdie woord hoor, en ek sien nou 'n roos en ek besef, maar God sê, ek wil iets niets doen in jou lewe. Mense kom en sê, ja, maar ek is
te oud en ek is nou al 88 jaar oud. Vir God is iets moontlik, julle. Die heel gedink as jy 80 jaar oud is en in die oude huis sit, nee. Dat God ook 'n plan het daar met jou, en daar sit ook iemand daar, wat nog nooit van die Here gehoor het. Ek kyk nou die dag na 'n man in Amerika, wat mense op straat voorkeer, en sê vir hulle, ken jy Jesus? Daai ou oom is so oud nie. Hy loop 'n kerkie. Hy het nog nooit in sy lewe van Jesus gehoor. Hy sê, who is that? I've never heard of him. Jy sien, dan wil God kom, en hy wil nuwe saad, hy wil nuwe blomme laat opkom. Ons sit met die seer, ons sit met die ou blomme wat verwelk het, en God kom en hy sê, maar ek wil iets niets doen. Jesaja 40 vers 31. Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Wag jy op die Here? Sit jy bietjie vanaand? Waar van Nelda? Ok. Sy sê mos, sy sukkel. Sy sukkel met daai waggedeelte. Ek sê vir, sit net musiek aan en sit net daar. Sit net stil. Wag vir die Here. Wag vir die Here, want hy sê, die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op vleuels, soos die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Maar ons is partykeer te haastig, want dit is mos 'n quick fix. Ons het Woensdag aand, as ons intersessie toe kom, daai jare toe en help nog by die polisie was en ons gewerk het, was dit, kom by die huis, spring in die kar, jaag vir 'n takeaway, jy kan nie eers meer uit, jy moet nou drive-thru, behalwe by Kentucky. By Kentucky moet jy mos daar stop en wag. Ek het hulle gesien het op 'n stadium hier. Hulle het dit nou afgehaal, ek het die foto opgesit waar daar staan, drive-thru parking. En toe ek, hoe werk dit? Hulle het 'n drive-thru mee met park daar. Maar alles is so gejaag. En dan kom ons op 'n stadium, wat ons vanaand, julle, vat bietjie 8 uur, sit alles af, sit net bietjie musiek aan, dan sit jy daar op die bank, en wag op die Here. Ek het op 'n keer agtergekom, jy hoef nie baie lank te wag nie. Jy hoef nie baie lank te wag nie. Dis baie keer minute, dan begin die Here met jou te praat. Dan begin die Heilige Gees met jou te deel. Maar is net die konsep van die tyd wat jy uitgekoop het om te sê, Vader, hier is ek. En dan gebeur dit. Spreuke 16:3. Laat jou werk aan die Here oor, dan sal jou planne uitgevoer word. Romeine 12:21. Laat jou nie deur die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. As jy partykeer daai werkdag gehad het by die werk, sit hom agter jou. Sit hy musiek aan, daar by die huis. En sê, Here, weet jy wat nie, hierdie dag was nou nie lekker nie. Ons wil nie hierdie kwaad in ons lewe hê nie. Maar ons wil van dit ontslaan raak. Dan kom hy, dan sê hy, moenie nou die kwaad jou oorwin nie. Want jy sien, dan kom God en hy verander jou. Hy verander jou. Maar ons moet iets doen. Chris, hou 'n bietjie vas. Ek en Pieter, so 3 weke terug daar op Pretoria by Everest 12, nie veel van hulle gehoor het nie, ons het ontbyt daar. En een van die sprekers wat daar is, praat met ons, hy praat oor besigheid en wat dit doen, en daar is 'n spesifieke ou, hy het al 5 van die 7 hoogste berge uitgeklim. Lena, julle wat nou lekker stap in die berge, jy gaan nou presies weet waarvan ons praat. En die ou vra vir hom, hy sê, wat is die grootste oorsaak? As hulle nou op internet gaan en hulle gaan Google nou, hoekom gaan mense dood op Mount Everest? Gaan hulle allerhande
goed daar uitgooi vir julle. En hierdie ou haak af, hy sê die grootste rede hoekom mense doodgaan. Hulle hou op beweeg. Hulle hou op om te beweeg. Want jy sien, in ons bediening, waar ons is, in ons lewe waar ons is, moet ons nooit ophou beweeg. Don't stop moving. En ek sit daai net op en ek besef net dat toe hierdie ou dit sê die dag net, toe slaan dit my in my bors en in my mens wees. En ek besef maar hoeveel mense het julle al gesien wat opgegee het. Mense gee op. Die wêreld, die druk is te swaar vir hulle. Mense pleeg selfmoord omdat hulle opgee, omdat hulle nie bereid is om aan te hou om die pad te stap nie. Want jy sien, daar waar jy geplant is, daar waar God jou geplant het, tussen daai twee planke, is dit baie keer al 'n bietjie moeilik. Dis bietjie nou daar. As die plant al bietjie groter word, dan is daar nie plek om te groei nie. En wat doen mense? Hulle hou net op. Hulle hou op. En hy sê, don't stop moving. Want die oomblik wat daai mense op daai berge, soos Everest, ophou beweeg, vries hy vas, en hy is dood. En weet julle wat sê echt van alles, hulle los om net daar. Ek hoor hierdie jaar dat hulle vir die eerste keer, ek dink daar was 'n ou wat hulle nou gekry het, met die wat bietjie meer ys gesmelt, wat in 1917 dood is op die berg, wat hulle daar gekry het. Hy lê nog steeds daar. Hy het nog steeds nie beweeg nie. Hy het nog steeds nie beweeg nie, hy lê nog steeds daar. Vir 100 jaar. Wil jy vir 100 jaar vastsit, waar jy is, of jy beweeg? Ons moet beweeg, julle. Ons moet beweeg. Ons was al in hierdie gebou. Ek kan nie onthou, ek onthou wat is die ou se naam, het eendag die bediening. En hierdie skrifgie het van daai tyd af, Handelinge 17, vers 26, het van daai tyd af in my brein vastgesteek, nee. En hoor wat sê Handelinge 17, vers 26, en hy sê, hy, God, het uit een bloed alle nasies gemaak. Alle nasies van die mensdom gemaak, om oor die hele aarde te woon. Terwyl hy vooraf bepaalde tye en die grense van hulle woonplek vastgestel het. Die huis waarin jy vandag bly, het God bepaal. Die feit dat jy vandag in hierdie gebou sit, het God bepaal dat jy hier moet wees. God bepaal waar jy moet bly, wat jy moet doen, en in watter eeu jy moet lewe. Terwyl met mense gepraat en sê dit, hoe nie, maar ons wil in die 16de eeu, ek wil nie in die 16de eeu op 'n paard gery het nie, man. Die Here het vir ons 'n Toyota gegee. Huh? Is dit nie amazing? God het geweet wat ek wil doen. God het bepaal dat ek vandag hier moet wees, waar ek is. Ek kyk gisterand 'n video wat hy altyd my aanstuur. Ek ken nie of jy sy naam. Kurt Landry. Hy sê sy vrou koop in die huis. Ek kan nie aldas. Ek het my vrou vanmôre gehol, nee. Want ons trek oor 2 weke. Hy sê vrou koop in die huis, toe jy die huis koop, toe sê die Here vir hom, hier is nie jou huis nie, moet trek. 'n maand later. 'n maand later. Sê God vir my moet trek en 'n ander huis koop. Want jy sien, God het dit bepaal. Wat sy skrif wat sê, God, ons mens wik, maar God beskik. Jy sien, God het besluit, Naomi, dat jy vandag hier moet wees. Ons dink is ons is oulik. Jesus, ons is moslim mensies. Nee man, ons weet niks. Ons weet niks, julle. Hoor wat sê die
Engels in die Passion Translation. Hy sê, from one man Adam, he made every man and woman and every race of humanity. And he spread us all over the earth. He set the boundaries of the people and nations, determined their appointed time in history. Is dit nie so mooi nie? Julle het ons daai liedjie hoor en ek hoor daai hartklop van God. En ek besef, maar God het 'n hartklop vir ons, want hy het bepaal waar ons in die geskiedenis moet wees. Dit is so amazing. En dan kom mense en dan sê, wat maak ons hier? Gaan net snak. God het bepaal dat ons hier moet wees. Jou identiteit waar jy is, lê in God, dit lê nie in jou omstandighede. Mense gaan deur goed. Ek is in die week weer, baie mense dink, mos Job is baie bedruk. Ek is so lief om met Job uit te lees, want eers daar het soveel wysheid gehad. Job het deur hierdie goed gegaan, wat gebeur, hè? Sy closest vriende, dink bietjie vandag, waar jy is nie, wie is jou closest spel, of vriendin, en sy kom by jou, of hy kom by jou en sê vir jou, jy het 'n probleem, want dit is wat Job se vriende gedoen het. Hulle het vir hom gesê, jy het 'n probleem, want al die dinge gebeur met jou. Ons gaan baie keer deur goed wat God 'n pad saam met ons stap, en 'n pad het wat deur ons moet gaan, sodat ons die oorwinnaarskroon kan kry. Want die mense om ons weet nie waar jy gaan nie. Maar jou beste pel gaan vir jou sê, George, jy sien lekker nie. Want dit is eintlik met jy nie niks, maar dit is die pad wat God met jou stap. Hy het 'n doel, 'n plan. Hy sê daarso, he determined their appointed time in history. God weet waar jy vandag moet wees. Hy het 'n appointed time in history. Ek is besig om af te sluit. Ek kry hierdie twee prentjies nou die dag. Wat sê, just because you fit in doesn't mean you're on the right place. Daar's 'n plek vir 'n bord en daar's 'n plek vir 'n drein, maar die twee hoort nie by mekaar nie. Daar's 'n plek vir 'n bottel en daar's 'n plek vir 'n ligbulb, maar hulle hoort nie by mekaar nie. Want jy sien, ons moet 'n bietjie tyd by God spandeer en sê, Here, wat wil jy vir ons gee? Want God wil vir ons op 'n bepaalde doel en plek wil hy ons hê. Johannes 14 vers 21. Hierdie is Jesus self wat hy praat. Julle gaan dit lees, hoor hoe mooi is hierdie. Jesus sê, wie my opdragte het en dit uitvoer, dit is hy. Het jy God se opdragte? Voer jy dit uit? Dan sê dit is hy wat my lief het. Hy sê, wie my lief het, sal my Vader lief het. Hy sê, ek sal hom lief het. God sal jou lief het. Jesus gaan jou lief het. En dan sê hy verder, en hy sê daarso, my aan hom openbaar. Jesus sê, hy gaan homself aan jou openbaar. En ek gaan kyk na die Engels sê, Jesus will manifestate in you. Hy gaan sy mens wees, sy goddelikheid, gaan hy in jou openbaar. Is dit nie so mooi in die vers, ek lees verder daar so vers 23, Judas, nie die met Jesus verraai, die ander, en hy kom by Jesus en hy sê vir Jesus, maar hoekom vertel jy hierdie goed net vir sekere mense? En Jesus sê, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar.
Hy sê, en my Vader sal hom lief hê. Wil jy God met jou lief hê? Wil jy God met jou lief hê? Bewaar sy woord. Bewaar sy woord. Hy sê, ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Wil jy Jesus met saam met jou bly? Wil jy God met saam met jou bly? Kom sy woord nou. Kom sy woord nou. Hy sê dit. Hy sê dit. Wil jy Jesus met by jou wees? Exodus 15 vers 26 praat God met Moses by Mara waar die water bitter was, nee. En ek lees die hele stuk, dit is my asof hierdie vers nie daar hoort nie. Dit is asof, as jy die hele verhaal gaan lees daar, in Exodus 15, en jy kom by hierdie deel uit, dan is dit al vir jy. Hulle praat van water, en die water wat bitter is, en allerhande goed. En dan kom God by Moses, en hy sê vir Moses, ek is die Here wat jou gesond maak. In die ander vertaling sê, ek is die Here wat die volk gesond maak. En ek vat het en ek sit bietjie en dink daaroor. As God hulle gesond maak, dan beteken dit hulle was siek. Het jy al daaroor gedink? Nee, Here, ek is nie siek nie, ek bekeer niks. Ek bekeer niks. Nou kom God by Moses en hy sê vir hom, ek sal jou gesond maak. Dan besef ek net, hoe baie mense in die kerk is siek, maar hulle besef dit nie. Of hulle nie dit glo nie. Ek wil nie vir hulp gaan nie, hoor nie. As ek nou vir Lia sê, ek moet kom vir berading, dan dink sy nou, daar is fout met my. Dan ook God mos. Willem het nou die dag gesê, God kan nie ook nie. Want God kom en hy sê, maar ek wil jou gesond maak. Ek wil jou gesond maak. Ek wil jou blommetjie mooi maak. Ek wil jou laat blom. Dis wat God sê. Maar mense sê, nee, so right. Dat hierdie dag by my verbygaan. Maar nou wil ek vir julle sê, wat is die voorwaarde? Vers 26, as jy Exodus 15 gaan lees, dan gaan jy agterkom, God begin eintlik met hierdie gedeel. Hy sê, as jy getrou na my stem luister, luister ons na God se stem. Julle raak verskriklikste. Of is julle stout gewees? God sê, as jy getrou na die stem van die Here jou God luister, en doen wat reg is in sy oë, en luister na sy gebooie. Ons het al hierdie gesprek gehad, ons praat nie net van die 10 gebooie nie, want in die Nuwe Testament is dit erger as in die Ou Testament. As jy nie dink aan iets dat jy laas Sondag gebeur, hy sê, en luister na sy gebooie, en al sy insettinge onthou, dan kom God en sê hy, en dan sal ek geen een van die siektes op jou lê, wat ek op Egipte land gelê het. Geen een. Maar ons moet luister, en ons moet doen, wat God sy gebooie sê. Ek weet nie, of daar enige iemand is, wat moet hoor wat ek nou sê nie, maar ek dink jy gaan identifiseer met wat ek nou gaan sê. 'n expert at any field was once a beginner. Hoeveel keer? Die eerste keer toe jy daai gitaar opgetel en jy het hom gejol op. Nie een van ons, waar ons is vandag, kan sê, ons is 'n expert. Ons is baie keer experts in sekere goed, maar ons het begin as 'n beginner. In die kerk waar ons sit, wil ek vir julle wil sê oor jou blommetjie, om jou lig te laat skyn daar buite. Moet jy ergens begin. Jy moet ergens begin. Nee, maar
Ek kan nou nie vir iemand bid nie. Het jy al probeer? As jy vir dit nou kom kuier, en sy het seer, of hartseer, of soek iets, jy al gedink daaraan, om vir haar te sê, kom ek bid vir jou, net julle twee. Want jy weet, as jy alleenig is daar, nee, en jy maak 'n foutjie, is dit oké. Maar ten minste jy begin. Jy kan nie 'n expert in gebed raak, 'n expert in bediening raak, as jy nie begin nie. Die eerste dag, toe iemand vir my 'n mic in my hand sit, en vir my sê, maak die diens oop, vir die gemeente, toe moet ek weghardloop. En al wat ek moes gedoen het, is ek sê, môre julle, lekker dag, almal se verjaarsdagies, en kom ons geniet die diens en ons gaan aan. Johan, ek kon nie eens weet hoe dit geklink aan eerste dag toe jy drumstokkies opgetel het. Maar vandag kan jy die hartbeat van God hoor. Van God. Julle, ons kan die hartbeat van God hoor. Van wat hy vir ons het. Don't despise the small things. Moenie bang wees. Partykeer sê jy vir iemand net een woord. Net sê, Jesus het jou lief. Dit al wat hulle wil hoor. Ons moet ergens begin. Ons moet ergens begin, anders gaan jou blommetjie verlek. Moenie probeer om 'n sitplek aan iemand se tafel te kry, terwyl God jou geroep het om jou eie tafel te bou nie. Ek wil soos Willem wees. Ek wil soos Willem, ek is nie soos Willem. Die Here het lank al terug met my daaroor gepraat. Want ons sien mense wat bedien, ons sien mense so, elkeen van ons, elkeen van julle wat hier sit vandag, met sy eie bediening, sy eie roeping, sy eie salwing, wat God vir jou gegee het. God wil jou eie tafel vir jou gee. Elke een van julle. God wil sy eie tafel, hy nie? God wil jou eie tafel vir jou gee. Nie vir iemand anders ter nie. Het is goed en wel om vir 'n tyd lank aan iemand se tafel te sit, om te leer. Maar dan kom 'n dag wat God sê, ek wil jou eie tafel vir jou gee. Jou eie bediening, jou eie roeping, wat God vir jou het. Ek sluit af. Hoe lyk jou blom? Waar staan jy vandag? Hoe ernstig is jy? Aan watter kant van daai twee wil jy wees? En ek vra vanmôre vir julle. Chris, kan jy vir ons 'n bietjie musiek in die agtergrond opsit asseblief? Waar staan jy vandag? As jy vandag 'n behoefte het om te sê, Here, ek voel soos daai blommetjie daar aan die linkerkant. My koppie hang, maar ek wil lyk soos die een aan die regterkant. Ek voel vandag dat die tyd nou, julle, om die voor te kom staan. En ja, dat George, Willem, ons is hierso om vir jou te bid vandag, om te sê, Here, ek kom lê hierdie ou goed neer. Ek kom lê die ou goed neer, want ek wil 'n nuwe blom wees. Ek wil 'n nuwe blom wees. Dan voel jy, wat sê regte Afrikaans, dan voel jy stak waar jy is. Jy voel jy sit vas, jy gaan nêrens heen nie. Daar's 'n nuwe ding. 'n nuwe ding wat God wil doen. Hy wil daai ou goed wegvat, julle. Daai ou probleme. Hy wil dit wegvat. Hy wil jou bedien vandag. Maar die vraag is, soek jy dit? Soek jy dit regtig? Are you willing to seek God for your healing? As jy dit doen, vra ek vir jou, staan op. Staan nou op. Staan op. Kom voor, kom sit dit hier voor neer. Kom sit dit hier voor neer. En bly sommer hier, dat ons vir jou kan bid. Amen.